Kerk van die Here, ons thema vanmôre is, God roep nie gekwalifiseerdes nie, hy kwalifiseer die wie hy geroep het. Is dit nie mighty? Amen. Nou kom ons lees saam 2 Timoteus 1 vers 9. Die woord van God sê, wat ons gered het, en ek wil jy moet mooi luister, wat ons gered en geroep het, met 'n heilige roeping, dis God wat jou gered en geroep het, met 'n heilige roeping. En dan sê hy, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk het. Nou ek wil 'n bietjie uitbrei op nie volgens ons werke nie. Met ander woorde, hierdie gered en geroep, maak nie saak hoe dik jou CV is nie, broer. Dit gaan nie help nie. God roep volgens sy voornemens, nie volgens jou of enige ander mense voornemens. Daarom kan ek vanmôre vir u sê, die Here kyk nie na jou kwalifikasies nie. Hy kwalifiseer jou wanneer hy jou geroep het. Prys die Here. Kom ons gee hom 'n lofoffer. Dat is mighty God we serve. Hierdie woorde is diep. En is woorde wat diep in 'n mens se hart raak. En is presies hoe God te werk gaan. In vandag se tyd het ek nodig om eksamens te slaag met 'n minimum voorgestelde persentasie voor ek as 'n prediker geklas kan word, of gesertifiseer kan word, of selfs gekwalifiseer is om in die bediening te staan. Mensgemaakte reëls. En ek sê dit omdat Paulus, 'n kragtige diensknegt in Christus Jesus, slegs deur God aangeraak was en deur die Gees gelei was om die evangelie te verkondig sonder enige sertifisering, sonder enige kwalifikasies wat aan hom uitgereik was. Paulus het geen boeke gehad om uit te leer. Inteendeel is hy die een wat die meeste van die boeke geskryf het in die Bybel. Paulus het geen sertifikaat of kwalifikasies gehad wat deur 'n mens aan hom gegee was. Paulus was nie gekwalifiseer toe God hom geroep het nie. God het hom gekwalifiseer toe hy hom geroep het. Paulus is een wat op 'n stadium, op daai stadium toe God hom geroep het, besig was om al wat 'n gelowige is te vervolg. Maar God het hom gekwalifiseer en hom geroep. En ek kan vanmôre self getuig daarvan. Ek is nie gekwalifiseer om hierdie te kan doen. Ek is maar net 'n myne. Maar wie weet vanmôre, God stel nie belang in jou CV. God stel nie belang in jou CV wanneer hy kyk of daar 'n roeping op jou lewe is nie. En elke een van ons het 'n roeping. As God jou wil gebruik, dan sal hy jou gebruik. Kan ek vir u sê vanmôre, dis as gevolg van 'n klomp mensgemaakte reëls dat baie van die kerkbanke leeg sit vanmôre. As jy nou nie 'n swart das of 'n swart baadjie het om aan te trek nie, dan is jy nou nie welkom in hierdie gemeente nie. Die dames moet die groot veerhoede dra, anders is jy nie welkom in die gemeente nie. Waar kom dit vandaan? Waar staan dit in daai woord opgeskryf, dat ek moet 'n swart baadjie en 'n swart das en 'n swart broek en swart skoene dra en my vrou moet 'n vreeslike groot hoed op hê om haar hoof te bedek? Waar staan dit? Daar is 'n skrif wat sê 'n vrou moet haar hoof bedek. Dis kom die Here vir haar hare gegee. Prys die Here. Amen. Daar sê. Dit is mensgemaakte reëls. Daarom is ons as mens, jy is tog so bang om net uit jou vel uit te klink en te sê, Here, hier is ek, gebruik my. Van wat gaan die mense nou sê? Ek het nie eens graad 1 in tolletjie brei gehad. Maar nou wil ek vir die Here werk. Kan ek vir u sê vanmôre, die Here kyk nie na dit. Die Here kyk en hy kwalifiseer jou die dag wanneer hy jou geroep het. Daar word soveel mensgemaakte reëls neergelê dat dit begin moeite raak
om die Here te dien. Toe Jesus die evangelie verkondig het, het hy nie met 'n swart baadjie rondgeloop nie. Het Jesus omgegee hoe die gehoor gelyk het wat voor hom gesit het, terwyl daar duisende mense voor hom sit. En ek kan vir julle sê vanmôre, daar's van hulle wat nie 'n skoene aan hulle voete gehad het nie. Die Here het nie na dit gekyk nie, en hulle het in die sand geloop, so hulle voete was nog vuil op, die toenails was nie skoon nie. Maar die Here het die woord bedien vir daai mense. Het gaan nie oor wat jy aantrek nie, dit gaan oor wat jy inneem, en wat jy uitleef. Dis wat belangrik is. Ons kyk te veel na mensgemaakte reëls, en die mens oorlaai die volk van die Here. Jesus het nie vir die blinde man gesê, gaan trek eers jou soet aan voordat ek jou genees nie. Nee. Daarmee sê ek nou nie, daar moet geen reëls wees nie, in 'n sekere vorm nie, of kom ons noem dit eerder dissipline in die huis van God wees nie, want as jy na die onderlinge byeenkomste van God toe kom, behoort jy daarom eer aan God te gee en te sê, te sorg dat alles wat moet toe is. Nou is die amens maar min in die kerk. Is dit nie so nie? Jy behoort mos te weet, ek kom na die huis van die Here toe, of daar waar die Here by sy huis by mekaar kom, dat ek moet daarom sorg dat alles wat moet toe is. Dus ek vanmôre 'n reël moet instel in hierdie gemeente en sê van nou af wil ek hê dat dit 'n vereiste is dat elkeen wat hier instap gesoet en getuig sal wees. Wat gaan gebeur? Exactly. Hoekom? Want daar sekere van ons wat nie in staat is om 'n soet te gaan koop nie, want 'n soet kos 'n klomp geld. En wat gebeur, ek verloor daai siel vir die Here. Omdat ek my reëls in plek gesit. Want ek sê, dit is wat dis 'n vereiste van hierdie gemeente, sodat jy gekwalifiseerd voor God kan staan. Dis mens gemaak. Titus 1 vers 13 en 14 sê, hierdie getuienis is waar. Daarom moet jy hulle skerp bestraf, sodat hulle gesond in die geloof kan wees, en hulle nie besig hou met Joodse fabels en gebooie van mense wat van die waarheid afwyk. Die ander vertaling sal sê, julle oorlaai my volk met julle mensgemaakte reëls. Kom ons kyk bietjie na Dawid. Dawid was 'n skaapwagter wat sy pa se vee in die veld opgepas het. Wow, en hierdie is kragtig. Ek wil jy net mooi luister nou. Vat hierdie wat ek vir jou nou gaan sê. Dawid was 'n skaapwagter. Klein, tingerige mannetjie. Maar toe God vir Dawid geroep het as koning, het hy nie vir hom 'n kroon gestuur. Het Goliat vir hom gestuur. Dink bietjie mooi daaraan. God het geweet, Dawid sal koning wees vir my volk. Hoekom het hy hom nie ge-issue met 'n kroon nie? Nee, wat doen hy? Hy bring Goliat voor. Dawid moes eers vir Goliat verslaan, voordat hy as koning met die volk kon staan. Is dit nie amazing om te dink, dit is hoe God vir Dawid vat, wat 'n skaapwagter is, wat wie in die lewe, kerk, sou gesê, dat hierdie ou skaapwagtertjie gaan vir Goliat verslaan. Hy is nie gekwalifiseerd nie, hy is nie geleer nie, hy is nie gepimp nie, hy het nie 'n uniform. En jy kan die verhaal onthou, toe hy voor Goliat gaan staan, en hulle wil al hierdie skilde, en al hierdie borsharnasse, en goed vir hom aantrek, toe kon hy dit nie eens aankry nie, dit was te swaar. Ek sê, los hierdie goed. Ek het dit nie nodig, want ek weet, tot wat my God in staat is. Al lyk ek voor jou hier waar ek staan, ongekwalifiseerd. Ek is nie gekwalifiseerd om in hierdie weermag op te staan en voor Goliat te gaan staan nie. Maar my God het my gekwalifiseer die oomblik toe hy my geroep het. Dit is wat met Dawid gebeur het. Prys die Here.
Ons ken die verhaal. Dawid is deur sy pa gestuur na die broers, wat opgeleide soldate was, wat gekwalifiseerd was. Dawid se pa het vir hom gesê, vat hierdie kos na jou broers toe, en kom gee my te ken hoe dit met hulle gaan. Wat is hulle welstand? Dis al wat Dawid daar moes gaan doen, hè? Dawid het nie met die gedagte gegaan, nou moet ek so lang klippe by mekaar maak, nie, want hier kom oorlog. Nee. Nou moet ons verstaan, Dawid het nie vir Goliat verslaan in sy eie krag. God het vir Goliat verslaan deur Dawid. Met ander woorde, God het vir Dawid gekwalifiseer toe hy hom geroep het om vir Goliat te verslaan. Hoekom? Want as Dawid vir Goliat verslaan het, deur die opleiding wat hy gehad het, wie sou die roem daarin ontvang? Nie God, Dawid. Hoekom het die Here nie vir Goliat in die hande van al daai soldate gesit en gesê verslaan? Hoeveel keer het hy dit nie al gedoen? Maar nee, hy wag vir Goliat. En Goliat wag vir Dawid om hom te kon verslaan. Daarom kan ons net soos Dawid as oorwinnaar staan in Christus Jesus. Want elke een wat in hom glo, is meer as oorwinnaars in sy naam. In jouself kan jy verseker nie jou Goliat verslaan. Maar in Christus Jesus is ons tot alles in staat. Kerk, as ons net hierdie kan begin glo, gaan jy 'n kragtige instrument in die hand van God wees. God is die een wat jou geroep het om in die posisie te staan waarin jy staan. So God is die een wat jy sal kwalifiseer of bekwaam maak daarvoor. Kom ons wees eerlik vanmôre, geen wêreldse kwalifikasies gaan goed genoeg wees om in die ampt of 'n roeping vir die werk van die Here te staan. Daarom word ons nie deur mense aangestel wanneer jy werk vir God nie. Dis 'n goddelike aanstelling wat deur God homself gedoen word. Hy is die een wat vir jou die roeping gee. Hy is die een wat jou kwalifiseer vir daai roeping. En as ons kyk na die mense wie God gebruik het in die Bybelse tyd, nie een van hulle was gekwalifiseerd nie. Elke een van hulle het een of ander tekortkoming gehad, soos wat net ons ook het. Hier is die een wat hier sit vanmôre wat sal sê ek het geen tekortkoming nie. Maar het dit nie in die pad gestaan toe God besluit het wie hy wil gebruik. Nou kom ons kyk 'n bietjie na 'n paar voorbeelde. Ek het vir Rahab wat 'n prostituut was. Stel jouself 'n bietjie voor, 'n hoer wat in God se oë geregverdig verklaar word sy in jou oë geregverdig verklaar as mens? Nee. Hier kom die Here. Hy gebruik hierdie vrou omdat sy glo dat daar 'n God is. Omdat sy glo dat God die Israeliete uit Egipte uit laat trek het en hulle deur die Rooi See laat trek. Sy glo die oomblik toe sy dit begin glo, het sy guns gewen. Onmoontlik sou ons sê as ons vir onsself die vraag sou vra of God haar sou regverdig. Dit is wat met die prostituut Rahab van Jerigo, 'n eerstydse Kanaanitiese stad, gebeur het. En Jakobus skryf ons, julle sien dat 'n mens regverdig verklaar word deur sy werke en nie deur geloof alleen nie. Is Rahab die prostituut nie ook net so deur werke regverdig verklaar nadat sy die boodskappers gasvry ontvang het en hulle met 'n ander pad weggestuur het? Ja, soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook geloof sonder werke dood. Waarom is Rahab regverdig verklaar? Wat het sy gedoen om so 'n bevoorregte posisie voor God te verkry? Rahab het van Israel se oorwinnings op die gevegsfront gehoor. Sy het ook van God se magtige dade gehoor
Veral van hoe hy die Israeliete deur die Rooi See of die Schelfsee laat trek het, oopgemaak het, waarlangs hulle kon instap en ontsnap uit Egipte. Dan sal die vloedwaters van die Jordaan tot sekerlik bestry. Dit is 'n krisistyd. En in hierdie krisistyd gaan ons kyk hoe Rahab optree. Wanneer die koning se dienaars daar aankom en Rahab reeds die standpunt vir God ingeneem. Lewer die manne uit wat na jou toe gekom het, sê hulle vir haar. Hierdie koninklike afgevaardiges. Rahab het die verkenners onder die vlasstoppels weggesteek, wat op haar dak oopgegooi was om droog te word. En sy sê, seker, die manne het na my gekom, maar ek het nie geweet waar hulle vandaan was nie. En toe die stadspoort met donker gesluit moes word, het die manne uitgegaan, sê sy vir hulle, ek weet nie waar die manne heen gegaan het nie. Jaag hulle gang agterna, want julle behoort hulle in te haal. Dis wat sy vir God beteken. Ons kyk 'n bietjie na Moses. Jy ken die verhaal van Moses. Moses is as 'n leier van hierdie volk aangesit en Moses kon nie eens behoorlik praat nie. Moses het gehakkel. Moses was die meerag. Moses se verhouding met God word in kragtige woorde beskryf. Ons lees in die woord van God dat Moses binne in die tent saam met die Here met mekaar gesels het, dat jy kon hoor hoe God met Moses praat. Waar Moses vir God sy oë kan kyk. Was Moses dan perfek? Nie naaste by. Was Moses gekwalifiseerd? Nie naaste by. Die eerste 40 jaar van sy lewe as 'n prins in Farao se paleis deurgebring, en die volgende 40 jaar as veewagter in die woestyn. Die Bybel vertel ons van die spanning in sy huwelik wat hy gehad het, in sy tye van stres en wanhoop. Nou is die baie van julle wat kan relate met Moses. Die spanning in die huwelik kom al van Moses se dae. Prys die Here. Maar, kyk, dit hang af of jy God inneem en aanneem as jou verlosser en jou saligmaker. Dan is daar niks, maar niks in hierdie lewe wat jy hoef voor terug te staan. Niks. En moenie dink jy wag dat iemand of iets jou kwalifiseer daarvoor nie. Daar is net een wat jou kan kwalifiseer vir jou roeping en dit is God en God alleen. Moses was 'n skaam stamelaar wat nie twee woorde by mekaar kon sit sonder om verbaal te struikel, met ander woorde sonder om te hakkel. Die woord verwys na die Israeliete as 'n gemeente, wat Moses dan 'n prediker sou maak. Geen prediker het al meer moeilikheid met 'n gemeente gehad as Moses, glo vir my. Hoekom fokus ek op Moses se tekortkominge? Om u te bemoedig vanmôre. Om jou te laat verstaan dat jou swakpunte jou nie diskwalifiseer en jou tekortkomings nie dit wat God deur jou kan doen beperk nie. Jy is die een wat die beperking daarop sit. Nie God nie. Ons kyk dalk te veel vas aan hierdie kwalifikasies. Is ek dan nou uitgeknip vir hierdie? Hoe sal jy weet? Hoe sou Dawid ooit weet dat hy vir Goliat kon verslaan as Dawid nie in geloof oorgegaan het in die daad? Hoe sou Dawid geweet het, God gaan my kwalifiseer vir hierdie roeping as hy nie opgetree het in daad en in woord nie? Dink maar net terug aan hoe julle eie situasies destyds was toe God julle geroep het, sê Paulus. Gemeet aan menslike standaarde was daar maar min intellektueles onder julle. Nie baie magtiges nie, nie baie uit voorstaande families nie. Nietemin het God doelbewus dit wat vir die wêreld na dommigheid gelyk het, uitgekies om die slim mense
skaam te maak. En dit, wat vir die wêreld 'n totale swakheid wys, het hy uitgekies om die magtige slang te laat kry. Gevolglik het niemand enige grond om in homself te roem. Dis belangrik. As Dawid in homself geroem het, was dit heeltemal 'n ander storie, maar Dawid het aan God eer gegee. Jy kan onthou, toe hy op die slagveld gekom het, het hy gesê, maar hoe los julle hierdie man, dat hy God so uitdaag? Dan is daar Tamar, sy was 'n verleidster. Jy ken dalk die verhaal van Tamar. Sy was 'n Kanaanitiese vrou. Hy was getroud met die oudste van Juda se seuns. En hy was egter 'n slegte mens in die oë van die Here, en hy's vroeg met die dood getref. En voordat hulle kon kinders kry, het hy reeds gesterf. En soos die gebruik daai tyd was, op die reëls daai tyd was, moes een van die broers by haar 'n kind verwek, sodat daar 'n nageslag vir haar en haar man sou wees. En Onan, die ander broer van die oorledene, wou egter nie val vir hierdie storie nie. En hy het telkens gesorg dat daar geen seksdaad tussen hom en Tamar voltrek word. Wat Onan toe gedoen het, was ook verkeerd in die oë van die Here, en hy sterf net soos sy broer. Dit gee ons so 'n kykie agter die skerm van wat hier in Genesis gebeur. Wat in die slaapkamer gebeur het, is nie vir God se oë verborg nie. Wat verkeerd loop in die verhoudings tussen mense, is daarom nooit vir die Here 'n duister geheim nie. En wat ons hier agterkom, is dat hy optree en regstellings bring op grond van sy eie oorwegings. Juda het toe egter 'n groot probleem. Hy wou nie die gebruike van sy geloofsgemeenskap heeltemal verontagsaam nie, maar wil ook nie nog 'n seun verloor. Hy beraam 'n slinkse plan en stuur vir Tamar terug na haar ouerhuis toe, met die belofte dat sy volgende seun, wat op daai stadium nog te jonk was, dan nou hierdie plig sal nakom wanneer hy op sy ouderdom gekom het en reg is daarvoor. Die tyd het egter aangestap, die belofte het nie ten uitvoer gekom nie. Dit is waar die verlosser in die verhaal begin optree. Tamar besluit om iets aan die saak te doen uit haar eie uit. Sy besluit om self by die pa in te gaan. Tamar besluit om haarself te vermom as 'n prostituut. En sy kom by haar skoonpa aan. En hulle het gemeenskap. Sy sorg egter dat sy Juda se seelring, Ketam en Kiri, as span vir die plan wat sy in die stilligheid beraam het saam met haar neem. En toe sy swanger word, was die gemeenskap bitter ongelukkig en hulle wil optree teen haar, en sy wys vir hulle hierdie pad. En Juda kom tot insig. En hy besef dat hy eintlik die rede is hoekom sy gedoen het wat sy gedoen het. Want die belofte wat hy aan haar gegee het hy nooit volbring. En sy besluit, ek gaan dit by eie uit nou 'n plan beraam, en ek gaan nou myself vermom as 'n prostituut, en 'n verleidster, en sy verlei vir Juda, as die pa, as haar skoonpa. Sy is onskuldig, ek is nie, sê Juda. Ek moes my seun Sela, die jonger seun wat ek aan haar beloof het, aan haar gegee het as man. Dit is die begin van sy, aan Juda se bekering. Want hy maak nie net reg wat hy hier verbrou het, deur haar in ere te herstel en die kinders wat uit haar gebore is, as sy eie te erken nie, maar begin verantwoordelikheid neem vir die belange van die geloofsgemeenskap, veral met betrekking tot die latere ontwikkeling rondom Benjamin. Hoe mooi belei hy dit nie later in sy gesprek met Josef. God het ons sonde aan die lig gebring, sê hy vir Josef, en pleit vir genade vir Benjamin. Die feit dat hy self kennis in sy verhouding met Tamar maak, dat sy godsdiens kennis
toeneem en hy algaande self in gehoorsaamheid aan God begin lewe. Dat die ontwikkeling in sy karakter kon plaasvind, het begin by die optrede van Tamar, wat hom verantwoordelik gehou het vir sy belofte. Hier gebruik God vir Tamar as die verleidster. En as ons na haar sou kyk, sou ons gedink het, wat 'n onbekwame mens, ongekwalifiseerd, niks agter haar naam. Geboorteproses van die tweeling is ook net so betekenisvol, omdat dit eintlik die boodskap versterk dat hier iets gebeur wat vir die toekoms 'n betekenis kan hê. Toe die geboorte begin, het een van die twee, hoor hoe mooi is hierdie, Serach, sy hand uitgesteek en die vroedvrou het gegryp en 'n stukkie rooi garing daarom gebind. Maar toe trek hy sy hand terug en sy broertjie kom eers. Die vroedvrou gee hom daarmee die naam Peres, want sy sê, dit beteken, jy het met krag vorentoe gekom. Daarna het Serach gekom om wie sy hand die rooi garingkie vastgemaak was, wie sy naam daarom met die rooi van die dagbreek verbind word. So behou Tamar nie net haar lewe en die van haar ongebore kinders nie, maar word ingeskryf in die geslagregister van die Messias. Jesus sou gebore word uit haar nageslag, uit Peres, die een wat met krag vorentoe gekom het. En Juda word hiermee op soortgelyke wyse die stamvader van Jesus Christus homself. Verlos is hy deur die vrou. Dit kan ons lees in die geslagregister wat opgeskryf staan in Matteus 1. Nou kom ons kyk bietjie na Dawid. Hy was 'n egbreker. Nadat Saul dood was, het Dawid koning geword. En hy was 30 jaar oud toe hy koning geword het. En na 'n paar jaar as koning het hy een aand van die dak van die paleis af hierdie mooi vrou gesien. Jy ken die verhaal. Die woord sê hy het op sy paleis se dak gestaan en afgekyk op die stad en hy sien vir Batseba in die pad. En sy is vir hom mooi. En net daar begin die vyand met Dawid se gedagtes werk. En toe hy hierdie mooi vrou gesien het hy gestuur om uit te vind wat haar naam is en wie sy is en waar sy is. En Dawid kom agter en hy vind uit haar naam is Batseba en sy is ook getroud met 'n soldaat met die naam van Uria. Nou hierdie is sy soldate, dis Dawid se soldate wat hy is koning. Dit het hom nie geplan nie, en hy het vir Batseba na sy paleis toe laat roep. Hy het gemeenskap gehad, en sy het swanger geword. En intussen het Dawid probeer om hierdie as 'n geheim te hou. Hy het vir sy generaal gesê om Uria, die man van Batseba, heel voor in die lyn te laat staan, wanneer daar oorlog gevoer word. En dit boonop dit nog 'n opdrag gegee, dat wanneer hy voorstaan in hierdie lyn, dat hulle moet terugbeweeg, sodat hy sou omkom in hierdie verhaal, sodat hy Uria se vrou kan vat. So Dawid gaan en hy stuur hierdie man vooruit, heel voor, en hy gee opdrag, dat wanneer hy voor op die voorfront is, besig met oorlog, moet hulle terugstaan, sodat hulle hom kan doodmaak, dat ek sy vrou kan kry. Wow. Daai is nie gekwalifiseer om te werk vir God. Inteendeel, daai is lydereg teen God se beginsels. Maar kyk hoe kragtig het God vir Dawid gebruik. Daarom, God kyk nie vas in hierdie goed. Hoekom? Want Dawid het werklik waar gerepent. Dawid is een van die min mense wat op sy aangesig geval het voor God en gesê, Here, ek weet, ek het gesondig, vergewe my.
Wat maak haar man dood? Daar's niks ander woorde, geen ander woorde daarvoor. En hy vat hierdie vrou en hy trou met haar. Maar God het al hierdie slegte dinge gesien wat gebeur het. Daarna het God sy profeet Nathan na Dawid toe gestuur. Nathan het vir Dawid gesê, daar was 'n ryk man wat baie skape gehad het. En 'n arme man wat net een lammetjie gehad het waarvoor hy baie lief was. Die ryk man het die arme man se enigste lammetjie gevat. En Dawid word kwaad toe Nathan vir hom hierdie woorde sê. En hy sê die volgende: daardie ryk man moet doodgemaak word. En Nathan sê vir Dawid: jy is daardie ryk man. Jy is daardie ryk man. Hoekom? Want daai lammetjie van die arme man is die een wat jy gevat. So jy, wat Dawid is daardie ryk man in hierdie gelykenis. Dawid was baie hartseer en hy het geerken, ek het teen God gesondig. Hierdie sonde het baie probleme vir Dawid en sy familie veroorsaak. God het Dawid gestraf, maar hy het hom nie doodgemaak nie, omdat hy eerlik, nederig en reg bely oor sy sondes. En voor ek oorgaan na Rut toe, wil ek vir julle sê vanmôre, kerk van die Here, God gebruik hierdie mense as voorbeelde. Letterlik gebruik hulle, sodat u en ek ook vanmôre kan sien. Met al jou foute wat jy vanmôre hiermee sit, kan God steeds gebruik maak van jou. Amen. En daardeur, kerk, behoort ons te leer, soos wat Dawid geleer het en geerken het, God, ek het teenoor U gesondig, want nie net het ek moord gepleeg nie, ek het ook egbreek gepleeg. Maar hy het opreg bely voor God. En daar sê die woord vir ons, dat Dawid het probleme gehad in sy huwelik en in sy familie oor hierdie dinge. Daarom, kerk, hoor vir my vanmôre, daar's nagevolge vir jou aksies. Daar is nagevolge vir jou aksies. So as jy op 'n punt kom wat jy werklik sien, hoor jy nou loop alles skeef in my lewe. Gaan doen 'n bietjie selfondersoek en gaan kyk. Waar het ek verkeerd geloop? Wat het ek verkeerd gedoen? Waarmee is ek besig? Dan gaan jy soos Dawid en jy kom by God se voete uit en jy sê, Here, ek het teenoor U gesondig en maak dit reg. Ons kyk na Rut, die weduwee. Rut het langs die hoop garsgerwe gekniel wat sy gedurende die dag by mekaar gemaak het. Nou, in daai tyd was dit so gewees dat wanneer hierdie konings nou begin oes en die trekkers of wat ook al hulle gebruik in daai jare is in die lande en hulle begin te oes, mag hulle nie die koringkerwe wat afval van die oes en van die stroper af wat langs die kant lê optel en by mekaar maak nie. Dit het hulle gelos vir die arme mense. Dan het die arme mense gekom na die tyd en hulle het al hierdie ou stukkies wat afgeval het en agtergebly het by mekaar gemaak en daarvan het hulle 'n lewe gemaak. Rut het haar man verloor. En u ken die verhaal van Rut toe haar skoonmoeder vir haar sê, ek het niks meer nie, los my, bly agter die mense is. Rut die een wat saam met haar skoonma gebly het. En sy het gesê, ek gaan u nie los nie. Daar waar u gaan, daar sal ek gaan. Skemer het oor die landerye gekom. En baie werkers was reeds op pad terug na die poort van die klein stad, bo op die naby geleë bergrug. Rut was ongetwyfeld baie moeg. Sy het reeds heel dag lank hard gewerk, maar sy was nog nie klaar gewerk nie. Sy slaan die gerwe met 'n dorsstok om die graankorrels los te maak. Alles in aanmerking geneem, was dit 'n goeie dag, beter as wat sy ooit voor kon glo.
Die getuie uiteindelik vir die jong weduwee gekeer? Nee. Sy het haar aan haar skoonma Naomi verbind en plegtig beloof om by haar te bly en om Naomi se God, die Jehovah God is, haar God te maak. Saam met die twee bedroefde vroue van Moab na Bethlehem gekom en Rut, die Moabitiese vrou, het gou uitgevind dat God se wet praktiese voorsienings vir die armes in Israel, insluitende uitlanders gemaak het, wat hulle waardigheid bewaar het. Dit is hierdie wet wat ek nou net gesê het, dat jy as eienaar van hierdie grond, nie die koring wat aan die kant van die lande agtergebly het, mag optel. En nou het sy gevind dat party van Jehovah se knegte, wat onder die wet was en daardeur opgelei is, so geestelik en goedhartig was, dat haar gebroke hart daardeur aangeraak was. En een van hierdie persone waarvan sy hier verwys, was Boas, die ryk man op wie se landerye sy are opgetrek. Hy het vandag op 'n vaderlike wyse belangstelling in haar getoon. Sy kon nie anders as om by haarself te glimlag, toe sy dink aan sy goedhartige woorde van lof, omdat sy vir die bejaarde Naomi sorg, en omdat sy besluit het om onder die vlerke van die ware God, Jehovah, toevlug te soek. Nogtans het Rut moontlik gewonder of haar toekoms vooruitsigte, hoe gaan dit wees? Hoe sou sy, 'n arm uitlander sonder 'n man en kinders, vir haarself en Naomi sorg in die jare wat voor? Sou sy in die behoeftes kon voorsien deur hierdie oorblyfsels van die land af op te tel tot 'n lengte van dae? En wie sou vir haar sorg wanneer sy oud sou word? Dit sou verstaanbaar wees as sulke bekommernisse op haar gemoed gedruk het. Vandag se moeilike ekonomiese tye worstel baie van ons met soortgelyke sorg. Terwyl ons leer hoe Rut se geloof haar gehelp het, kan ons in vandag se lewe ook daarin baat om soos sy net aan te hou, die regte ding te doen en in geloof teenoor God op te tree. Dan is daar Matteus, hy was 'n tollenaar geweest. 'n Tollenaar is iemand wat belasting invorder. Voor hy 'n disipel was van Christus, was hy 'n tollenaar. En hulle was nie baie gewild nie. Jy moet mooi verstaan, hy was 'n tollenaar. So kom ons sê nou maar, hy was gesertifiseer of gekwalifiseer as 'n tollenaar. Hy was nie gekwalifiseer as 'n disipel van Jesus nie. Disipels van Jesus is mense wat uitreik en die woord en die evangelie van Christus verkondig en siele werk vir die Here. Hy was nie bekwaam daarvoor nie, of hy was nie gesertifiseer daarvoor nie, hy was nie gekwalifiseer daarvoor nie. Nou, Matteus was 'n tollenaar en hy het van die vyand, die Romeinse ryk, was hy sy werk gewees om by elkeen om te gaan en dan nou hierdie belastingopgawes te maak. En dan het hy vir jou gesê, jou inkomste is soveel, ek verwag soveel van jou. En dan het hulle ook, meeste van die tyd, meer as wat die Romeinse ryk verwag, by die mense gevat, en dan natuurlik in die sideline in sy sak gesteek. So hy was eintlik 'n oneerlike belastinginvorderaar. Ek weet nie of kry jy eerlike belastinginvorderaars nie, maar hy was een van die oneerlikes. Nee, want as ons praat van belasting, dan druk almal sommer hulle nekke styf. Maar in elk geval, dis nie die punt nie. Die punt is, Matteus was 'n tollenaar. Hy was nie bekwaam gebore om vir Christus te werk nie. Jesus het hom gekwalifiseer toe hy hom geroep het. Kom ons kyk na Paulus, wat vroeër Saulus was, moordenaar. Saulus of Paulus se verhaal is indrukwekkend. Hy het 'n dringende versoek aan die hoofpriester gebring om lasbriewe aan die sinagoges te gee vir die vervolging van die aanhangers van Christus Jesus. Jesus se volgelinge in Damaskus
Hy skep die indruk dat hy die gelowiges in Jerusalem genoegsaam bang gemaak het met sy doodsdreigemente, deur letterlik ernstige doodsdreigemente uit te basyn teenoor God se mense. Hy het dreiging en moord uitgelaat. Hy het dreiging en moord ingeasem. Maar sy ywer om hulle uit te roei het nie bedaar nie. En hy wil as offisiële gesant van die hoofpriester ook in die hoofstad van Sirië voortgaan om sy haat en sy moordlus teen die gelowiges te gaan stop. In die boek van Handelinge was daar gelowiges met Paulus se instemming vermoor. Hy het ook teen hulle gestem en was rasend van woede teenoor hierdie gelowiges of hierdie volgelinge van Jesus Christus. Die teenwoordigheid van die volgelinge van Jesus in Damaskus getuig daarvan dat die Here reeds besig is om deur sy volgelinge die evangelie daar te versprei. En Saulus wil dit ook daar probeer uitroei. Terwyl Saulus en sy manne op pad is na Damaskus toe om sy planne te gaan uitvoer met die toestemming van die hoofpriester, gryp Christus self in. En skielik het daar 'n lig uit die hemel uit. Onthou, dit is nou dag. Dit was nie nag nie. Dit was dag. Kom daar 'n lig uit die hemel uit wat lyk soos 'n weerligstraal, skerper as die son. Dit verblind hulle saam met sy reisgenote. Volgens die woord het sy mense by hom ook die lig gesien. Dit was helder oordag. Die lig was helderder as die son. Die hemelse lig en die stem uit die hemel gebruik Saulus, is dit nie wonderlik nie. Onmiddellik, Here, hier spreek hy nou vir Jesus aan as Here. Respectvol vir die hemelse wese. En Jesus sê, ek is Jesus wat jy vervolg. Jou doodsvyand wat jy wil uitjaag. Die man wat na Damaskus toe gejaag het, om die mense wat glo in Jesus uit die dood. Want die mense wat glo dat Jesus uit die dood het opgestaan het te gaan arresteer, gaan nou na Damaskus as gearresteerde in opdrag van die opgestaande Jesus. Net daar verander Paulus sy hele lewe. Net daar is hy nou nie meer hierdie gekwalifiseerde vervolger in Christus Jesus nie, maar Jesus maak hom blind op daai oomblik. En hy vertrek daarvan af blind, tot hy in die land, die stad van Damaskus gekom het. En daar het Jesus Christus iemand na hom toe gestuur, en vir hom gesê, dit is die opdrag van die Here van nou aan. Hier kom God, en hy maak vir Paulus, moordenaar en vervolger van sy volk, bekwaam om die evangelie van Christus te verkondig. En hierdie selfde Paulus, wat moord gepleeg het, en Jesus vervolg het, is dieselfde Paulus wat die helfte van die Bybel geskryf het. Hy was nie bekwaam om dit te doen nie, hy was nie gekwalifiseerd om dit te doen nie, hy was 'n vervolger van mense wat die evangelie van Christus verkondig het. Jesus, wat vir hom 'n valse Messias was toe waarlik die hemelse Here, wat nou aan hom in goddelike heerlikheid verskyn. Jesus van Nasaret het toe waarlik uit die dood uit opgestaan vir Saulus. Die Here oor alle lewe het hom nie uit die lewe weggeruk nie, maar uit genade aan hom 'n opdrag gegee om op te staan en te doen wat Jesus van hom verwag. Ons kyk na Abraham en Sara. Toe die Here sy belofte aan Abraham gegee het, was daar sekerlik by haar, sy vrou, verwagting gewek. Vol verwagting het sy naam met Abraham, het sy saam met Abraham weggetrek. En dan kom die teleurstelling weer terug by haar. Die vervulling van die belofte bly weg. Oral waar sy heen gaan, word net op haar onvrugbaarheid gelê. As daar nie kinders gebore word nie, het hulle haar as onvrugbare beskuldig. So het sy gewag. Jare het verby gegaan.
nadat God aan haar hierdie belofte gegee het. Sy het ouer geword en op 75-jarige leeftyd kon Sarah nie meer langer uithou nie. Sy gaan na Abraham toe en sê vir hom, Here het my nie toegelaat om 'n moeder te word. Ek gee nou op. Ek glo nie meer dat God my 'n seun sal gee. God het vir my 'n teenstander geword. Ter eie inleiding moet ons stel dat Sarah met 'n slim plan eintlik by Abraham uitgekom het. Want dis net daarna dat sy vir Abraham gesê het dat hy by haar slavin Hagar moet ingaan en vir hulle 'n kind verwek. Want hierdie kindjie sou tog hare wees wat die slavin het aan haar en aan haar behoort. Kan ons sien dat nie een van hierdie mense wat geroep is vooraf gekwalifiseer was. God het self besluit om hulle te roep en daardeur het hy hulle bekwaam gemaak. Kom ons kyk bietjie na Sarah. Sarah het in haar eie self gesien, ek is in my 70 jare. Hierdie belofte wat die Here aan my gegee het, hierdie bekwaamheid wat ek het, om nog 'n kind in die wêreld te kan bring, gaan nie gebeur nie, want ek is oor my tyd. Weer kom die Here en hy wys vir ons. Jy het nie daai bekwaamheid of kwalifikasies nodig. Ek is die een wat jou sal bekwaam maak om daai kind in die lewe te bring. Op my tyd en op my terme. En dit is die fout wat Sarah gemaak het. Sy het ongeduldig geraak. En toe besluit sy dat God is haar teenstander. Die belofte wat die Here aan haar gegee het, sal nie meer by haar uitkom. En raai wat? Sy het 'n seun in die lewe gebring. Dis die God wat ons aanbid. Nie een van hierdie kragtige dienaars van God was sonder sonde of sonder foute nie. Maar steeds het God van hulle gebruik gemaak om 'n verskil te maak in die koninkryk van God. Ongeag hulle kwalifikasies vooraf, kom die Here en hy roep elkeen tot sy diens. Nou as jy hier ingestap het met die gedagte dat jy meer verskil kan maak vir die koninkryk van God, en dat dit slegs 'n pastoor, dominee of 'n prediker is, of dalk net sy doel is, wil ek u elkeen bemoedig vanmôre. Jy hoef verseker nie gekwalifiseer te wees nie. Want net soos God vir Dawid geroep het om koning te wees, en vir hom nie 'n kroon gestuur het nie, maar 'n Goliat om te verslaan, so sal die Here jou nooit roep tot 'n roeping wat jy nie kan behaag. God sal jou nooit beproef bokant jou vermoë nie. Met die wete dat nie een van ons dieselfde vermoëns het, weet ons dat God presies weet wat elke een van ons se vermoëns is vandag. In 1 Korintiërs 10 vers 13 sê hy, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Dis presies as ek weer kan verwys na Dawid vanmôre, kerk van die Here. Dawid was klein. Ek dink Goliat het hom uitgelag toe hy hom uitdaag. Want hy was 'n reus. Nie staan hierdie reus voor hierdie klein mannetjie wat hom uitdaag. Goliat het geen gedagte gehad dat hy eers 'n bloukol sou kry nie, man. Want Dawid is nie bekwaam nie. Maar hier kom die Here en hy sê vir Dawid, ek sal nie toelaat dat jy bokant jou kragte versoek word. Ek sal die uitkoms gee. En God kom en hy gee vir Dawid. Hy maak Dawid net daar bekwaam vir daardie roeping as koning. Al was Goliat 'n reus en Dawid hierdie klein skaapwagtertjie, weet vanmôre dat God die een is
wat vir hom die vermoë gegee het om daai reus te verslaan deur sy krag. God sou nie vir Dawid voor Goliat laat staan het, as hy geweet het, Goliat gaan vir Dawid verslaan. As God nie geweet het, dat Dawid in sy vermoë en sy geloof voor Goliat kan staan, en hom verslaan, sou die Here hom nie so toegestuur het. Daarom sal God jou ook nie, voor jou Goliat, jou probleem, of jou omstandighede, of enige situasie bokant jou vermoë laat staan, as hy jou nie, hy wat God is jou nie, die vermoë gaan gee, om dit te kan teenstaan. En dit, my liewe broer en suster, is hoekom ons vanmôre hierdie tema kan bedien. God roep nie gekwalifiseerdes nie, hy kwalifiseer die, wie hy geroep het. En daarmee wil ek u bemoedig vanmôre. Ek weet, daar's baie van ons, elke een van ons, staan in 'n posisie waar daar dinge is wat krap in jou lewe. Dinge wat jy voel, ek dalk nie nou kan uitsorteer. Jy staan voor hierdie Goliat, of hierdie probleem, en jy voel in jou hart, ek is nie gekwalifiseer om hierdie Goliat te kan verslaan, ek is nie bekwaam nie, Here. Maar kan ek jy bemoedig vanmôre? In Christus Jesus is elke een van ons meer as 'n oorwinnaar. In Christus Jesus is daar geen Goliat wat God voor jou gaan laat staan. Die Here sal dit nie, God will not bring you to it if he cannot bring you through it. Amen. Is dit nie so nie? God sal jou nie bring tot voor 'n situasie as hy weet dat ek wat Chris Joubert is, gaan nie hierdie situasie kan hanteer nie. Hierdie gaan my breek. That's not my God. God sal dit nooit aan jou doen. God sal nooit iets op jou pad bring wat hy weet jy nie gaan kan hanteer. Hanteer, moet ons dit hanteer, maar hanteer dit in die krag van Jesus. Moet dit nie self probeer uitsort nie. Hy sal jou bekwaam maak vir alles wat hy op jou pad stuur. Wat ook al dit mag wees. Maak nie saak wat dit is. Daarom moet ons nie huiwer om ons roeping in Christus uit te leef. Want dan dink jy dalk jy is nie gekwalifiseer vir daardie roeping nie. Kan ek jy verseker vanmôre dat God jou sal kwalifiseer waarvoor hy jou geroep het. Al wat ons moet doen is glo en weet dat God getrou is. Soos Dawid wat geweet het dat as hy voor Goliat gaan staan, gaan hy deur God se krag hom kan verslaan. Weet vanmôre dat ek in daardie selfde krag enige situasie kan hanteer of verslaan. Maar ons probleem as mens is ons probeer hierdie dinge in onsself te verslaan. Ons probeer ons probleme wat groter is as onsself te verslaan of uit te sorteer. En ons faal keer op keer. Eers dan vra ons die Here, maar hoekom kom ek nie reg nie, Here? Hoekom kry ek nie hierdie Goliat uit my lewe uit nie? Hoekom kan ek hom nie verslaan? Want jy probeer dit op jou eie. Jy probeer dit op jou eie tyd en in jou eie krag doen. Proklaim die oorwinning oor jou lewe vanmôre. Roep dit hard uit sodat jou vyand, sodat hierdie Goliat van jou dit kan hoor. En sê, God het my geroep. God is die een wat my bekwaam maak. God is die een wat my kwalifiseer vir hierdie roeping van my in my lewe. God is die een wat my geroep het. Nie mense. En in God se krag is alles moontlik. Dit beteken nie dat ek nie onbekwaam staan voor my roeping nie, maar meer as bekwaam in Christus Jesus. Meer as. Daarom is dit belangrik, kerk van die Here, as jy 'n roeping op jou lewe het, en elke een van ons, daar is nie 'n mens op hierdie aarde wat nie 'n roeping het nie. As jy gedink het 'n roeping is om op te tree as 'n pastoor of 'n dominee of 'n evangelis of 'n apostel of 'n priester, maak jy fout. Elke een van ons het 'n roeping.
En as jy nog nie by jou roeping uitgekom het nie, is dit tyd dat jy op jou knieë gaan vir die Here vra, Here, wat is my roeping in die lewe? Wat 'n verskil kan ek vir U maak as my God en my Here in hierdie lewe? Want dit is wat ons behoort te doen, kerk. As ons spadetjie net kan uitgaan in die gees en in die krag van God in hierdie wêreld in, sal dit soos 'n veldbrand hardloop. Maar die vyand maak my voel dat ek is nie bekwaam genoeg om dit te doen. Ek sit daar in hierdie bank en ek kry hierdie brandgevoel in my hart dat ek moet opstaan en net getuig, God is good, dis al wat ek hoef te sê. Dan sê die vyand vir my, dis nie my plek, dis nie jou plek om dit te doen. Sit, man. Dan mis jy dit. Dan mis jy dit. En dis waar het begin. Dawid het daar voor Goliat die klippies begin optel. En sy sak gesweek. Daai klippies was in sy sak gewees. Hy het homself geprik toe hy gesien het wat voor hom staan. En geweet het in God se krag kan ek en sal ek vir Goliat verslaan. En dis wat ons moet aan vashou. En ek wil afsluit met hierdie pragtige vers in Jesaja 40, vers 28 tot 31. En hy begin weer te sê, weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde af. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig die sterkte vir die wat geen kragte het. Wow, amazing. Hy vermenigvuldig die kragte vir die wat nie krag het nie. Die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel self, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Kom ons gee die Here 'n lof. Prys die Here. Wat 'n wonderlike skrif is dit. Dankie Here. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre hierdie skrif te kan lees. Here, om vanmôre net te kan weet dat U is ons God. U is ons Here, U is die een Vader wat ons geskaap het. U is die een wat alles wat in hierdie wêreld, om hierdie wêreld, bo onder hierdie aarde en die hele heelal is. U is die maker van dit alles. So het U my ook geformeer in die moederskoot. En ek dank U Here dat ek vanmôre weet. Ek het nie nodig om vanmôre hier te staan met 'n CV vol kwalifikasies om 'n verskil in die koninkryk van die Allerhoogste God te maak. Nee. Ek moet net in aksie kom. Sê Here, hier is ek. Gebruik my tot U eer. Gebruik my Here. Dankie Jesus vir die wonderlike voorreg om vanmôre werklik waar voor U te kan staan. En ek kan sê, Here, ek weet vanmôre dat ek weet dat ek weet. U is die een wat my kwalifiseer vir hierdie roep. En dat ek ook weet vanmôre, Here, dat U is nie op soek na enige volmaakte nie. Nee. Daarom kan ons vanmôre sien wie U gebruik het tot uitbreiding van die koninkryk. Vir wie U gebruik het, Here, om die evangelie van Christus te verkondig. So ons kyk na Paulus, 'n vervolger van Jesus se volk, 'n moordenaar. Gelowiges word doodgemaak omdat hulle glo dat Jesus opgestaan het. Hier kom die Here en hy draai Paulus se hele lewe om in 'n oogwink.
deur self te intervene en te sê, ek is Jesus, die een die sy mense het vervolg. Die een wat jy nie glo uit die dood het opgestaan. Ek is hy, ek is Jesus. Jy is nie op soek na volmaakte mense, want nie een van ons is volmaak. Net soos elke een van hierdie voorbeelde in die woord, hulle foute en tekortkoming gehad het, so staan ons op vanmôre voor U met foute en tekortkoming. Maar ek dank die Here vanmôre dat ons nie moet vaskyk in dit nie. Ons hoef nie vas te kyk in dit nie, nee. En as ek 'n Goliat in my lewe is, kom ek voor U Here en ek sê ek weet vanmôre. En ek hoor vanmôre dat as dit reeds in my pad langs gekom het, as dit reeds voor my kom staan, beteken dit dat ek kan in God se krag dit verslaan. Want dit sal nie op my pad kom as dit nie in my vermoë is, in die krag van Jesus, om dit te kan verslaan en ontslae te kan raak van dit. Om dit uit my lewe uit te kry, om soos Dawid vir Goliat tussen die oë raak te slaan, dat hy dood neerslaan, en hom toe te loop, en hom te onthoof. En so bid ek vanmôre, Here, dat elkeen van ons, wat sit met een of ander situasie, of een of ander probleem, of een of ander Goliat, wat voor jou staan, in die krag van Christus Jesus, dit heeltemal te onthoof, sodat jy weet, dit gaan nie meer voor jou ontstaan. Daar het nooit weer 'n Goliat voor Dawid ontstaan. En net so sal daar ook nooit weer daai selfde Goliat voor my kom staan, en voor ons ontstaan. Maar Here, dat ons vanmôre sal vashou in die woord van God, want U woord is waarheid, en U woord sê, dat U die een is, wat my sal bekwaam maak. U is die een, Here, wat my die krag sal gee, wat my die ability sal gee, om dit te kan doen. Al wat ek moet doen is, vertrou op die Here, glo, dat ek in die krag van God, tot alles in staat is. Ek bid vanmôre, Here, dat elkeen van ons, dit wat op ons hart is, dit wat ons pla, werklik waar vir die Here gee. En as jy voel, jy is te swak om hierdie Goliat te verslaan, bid tot die Here. Bid tot God en sê, Here, gee my nuwe krag. Vermenigvuldig my krag, Here, want ek het nie die krag. Die woord van God sê is dat God het sal doen. Dankie, Jesus. Dankie vir hierdie woord vanmôre. Dankie vir hierdie, dis 'n woord van bemoediging vanmôre, vir elkeen van ons. Dat ons net weer nie besef, dat ek is eintlik 'n koningskind. Ek is eintlik duur gekoop deur die bloed van Jesus, en ek behoort aan die Here. Daarom hoef ek niks in hierdie lewe te vrees. Because my God is so big and so mighty. And my God can do anything. Ek bid oor die gehoor vanmôre, Vader. Ek bid ook dat ons werklik waar hierdie woord sal vat en in ons harte berg. En elke keer wanneer die vyand ons probeer onderkry, net sal sê, ek weet wat in my God se woord opgeskryf staan. Proclaim Johannes 4 vers 4, wat sê, groter is hy wat in my is, as hulle wat in die wêreld is. Dis my gebed vanmôre, Here, oor elkeen van ons.
dat ons werklik waar sal opstaan in Christus Jesus. Dat ons sal uitgaan in hierdie wêreld en 'n verskil gaan maak. Dat ons nie maar net sal wegvy saam met almal van die wêreld en dat daar buite geen verskil gesien word. Dat ons werklik waar in gees en in waarheid vir Christus Jesus 'n verskil maak. Soos dat U 'n verskil in ons lewe maak. Elke dag. Ons kom voor U en ons eer U vanmôre. Ons loof U en ons prys U heilige naam. My gebed is vanmôre, Here, dat hierdie woord soos 'n veldbrand sal hardloop. Dat ons mekaar sal aansteek om die evangelie van Christus te verkondig. Dankie, Here, dat net hoe ons lewe lei, net die dade wat ons doen, 'n verskil daarby te kan. Dankie, Here, dat ons vanmôre weet dat U die een is wat my bekwaam maak om te kan doen wat U van my verwag. Ons eer U, ons loof en ons prys U daarvoor. Jesus.